one touch from the love of God, I tell you the truth, you will never go back to the things of the world. The love of God may give you an acceptance from a father. If you are fatherless, I want to tell you, that's why the Bible calls him Ntate Mudimu. He's not just God, he's Father God. Because those people were so wicked and they were fighting and they were killing each other. It was so violent in that city. You see in Genesis 6, the Bible says in Noah's time, the people were violent. What are we finding today? Violence? We're saying, oh, it's the end of the world. Is it? Or is God looking for a man or a woman that wants to give birth to the outpouring of the Holy Ghost that can change a city? It's when the Holy Spirit comes upon people. He can still save. He can still set free. He can still set the captive. I'll tell you one thing I know, though, to tell you today. You know, somebody that's captive does not need good advice. They need a good Savior. My eerste vraag aan julle is, hoe het julle geweet, Jesus roep julle in bediening in, soos wat julle dit doen, sakke gepak, jy sê, julle helper by die huis, sy voel amper partykeer meer soos die baas, want sy weet waar die sakke gaan en wanneer die wiele rol, hoe het julle geweet, Jesus het julle geroep, om te doen wat julle doen vir hom? Wil jy eers te gaan? Ek dink in my geval, so ons getuienis om daarby te begin is ek dink wat Jesus deur ons doen, wat vir ons 'n voorreg is Roa het op 'n baie jong ouderdom het sy al die ontmoeting gehad met Jesus se Heilige Gees. So die weergebore ervaring wat Jesus van praat in Johannes 3, sy op 'n baie jong ouderdom gehad en die invulling van die Heilige Gees. Wat dit is besig om nie meer gedeel te word in ons land nie. Maar in daai tye van ons was dit altyd God die Vader en Jesus. So en wat ons altyd vooreer, want Jesus is die hoofpriester. Ons kan nie die Heilige Gees ontvang sonder Jesus nie en vir die prys wat hy betaal het nie. Ja. Maar die wonderlike verhouding met die persoon uit die drie-enige God wat ons nou dien, die persoon wat nou op die aarde saam met ons is in die dispensasie en so, is die Heilige Gees. Ja. En om, soos die Engelsman sal sê, emphasis te gee op dit. Sy die voorreg gehad om hom, die Heilige Gees, te ontmoet op 'n baie jong, vir my op rondom 25. So van my kant af wat ek wil sê is ek het eers die pad gestap in die wêreld. My eie gedagtes, my eie denke, my eie wil. Die Bybel sê dit in Romeine 1, hy sê God het ons oorgegee aan ons eie gedagte en ons eie welliste, sê die Bybel. En hy sê, maar nou in Handelinge 17 sê hy, roep hy ons terug in bekering deur Jesus Christus. So daai tyd met myne het so gebeur, om dit net 'n lang storie kort te maak, my eie hartsbegeerte was om in sport in te gaan. My hartsbegeerte was om op die ou end van die dag het ek die geleentheid gehad. Ek was nie die beste sportman in daai sport nie, maar ek wou daar gaan in Frankryk het ek 'n kontrak geslaan om in sport deel te neem en ek wou 'n sekere tyd dit gedoen het en dan sou ek wou geld gemaak het, kom eiendomme in Suid-Afrika koop en dan sou ek wou graag in afrigting ingegaan het. So dit was my hele hart. Die hele plan. So my denke, my planne was alles uitgesorteer en toe hier om en by 25 was ek eendag genooi na 'n bediening toe, waar die dienaar van die Here daai tyd 'n amazing verhouding met die Heilige Gees gehad het en daar het ek 'n ontmoeting gehad met die persoon van die Heilige Gees. Ek het al gehoor van hom, ek het hom al gesien beweeg, ek het gedink dit is 'n sekte. Ja. Maar toe ek hom self ontmoet en van daar af
kan ons seker later die gesprek as julle sou wou weet, maar van daar af nooit geweet van drome en visies, nooit geweet van die woord, waar die Bybel sê, een van die werke van die Heilige Gees is hy maak jou oë oop, het Jesus gesê in Lukas 4:18, daai woord oë beteken die 3 tipes oë, geestelik, siel en vlees kan hy oopmaak, en daar my oë oop gegaan, en daar het ek die begeerte gehad, van die Heilige Gees, trek jou ook van die plek waar jy sê, ek wil nie meer my eie wil doen nie, dis nie dat ek moet nie meer nie, jy wil nie meer nie, want daar's 'n amazing God en jy wil sy wil ken, en van daar af waar my hart gedruk was deur die Heilige Gees om te sê, God se way is die beste, het ek die Heilige Gees se aangesig gaan soek, en toe begin God se hart se begeertes my hart raak, want hy sê ons hy moet jou nuwe hart gee. So dan gee hy jou die hart van Jesus, en dis toe waar myne draai, en hy het dit gedoen, die koning Jesus sit agter alles, ek kan geen eer vat van hom sê, ja ek wou vir God gaan dien het nie, nee, toe ek hom ontmoet, toe sit soos, ek wil hom, soos toe ek vir Roa ontmoet, ek wou met haar trou, ek moes nie, party moes, so okay, die Here kan jou vergewe, maar ek wou met haar trou vir die persoon wat sy is, en toe die Heilige Gees my voorstel aan Jesus, toe wou ek hom dien, en op sy manier in onderbewus, het Jesus se hart ingekom, so myne het laat gebeur, en dis hoekom is die laaste ding wat ek sal sê, myne omrede, ek voel, dit hoef nie so laat te gebeur het nie. Is omdat ons so radikaal is oor die Heilige Gees wat purpose wys. Wat doelwit wys. En dis kom ons so radikaal is, sodat ander mense nie eers op 25 hoef nie, want jy hoef nie, want hier sit 'n getuienis, wat is dit 8-9 jaar, sy kan vashou, toe sy 8-9 jaar oud was, en het sy klaar geweet, waant om te gaan, en dis waar Jesus myne kom draai het, en toe ek my oë uitvee, toe is dit voltyds doen wat ek doen, en ek sal dit nie wil verruil vir enigiets anders nie. Wow. Ek kan onthou, jy het op 'n stadium gesê, dat Roa het vir jou gesê, okay, dis reg, maar sal dit okay wees as jy 4de sal wees? Ja. Nee. Ons het luister as jy actually praat, ek kan net vir jou sê. Die dag toe ek met haar wou trou, want ek dink as jy die weergebore ervaring het, dan wil jy nie date en courtship of wat almal dit noem, en ek sê nie dis verkeerd nie. Ek sê toe ek die weergebore ervaring gehad het, was my hart uit by die plek om te sê, maar hoekom sal ek dit wil gaan traai? As jy hierdie God het wat die alfa en die omega is, die begin en die einde, so hy weet. En dis net toe om vir Jesus te gaan vra en sê, ek wil nie rondspeel met die volgende verhouding, want die persoon wat in verhoudings was, is dood. Ek is 'n nuwe skepping, en ek wou dit nie soos die Engelsman sal sê, I didn't want to mess it up. En toe net vir Jesus gevra het, en Jesus hy het my eerste liefde geword in my hart, en toe ek vir Rookie ontmoet, en toe ek vir self kan maak, is nou ernstig oor die ding, ek wil dit nie traai nie, ek het klaar besluit, en ek dink Jesus sit agter dit, toe sy vir my gesê, dis reg, maar sy het vir my gesê op een voorwaarde, solank ek altyd weet, ek is al 4de liefde, en toe ek vra, maar gee my die nommers van daai ander drie, ek het maar hulle uitsort, daar het ek nog goed gelyk, en sterk, toe ek sê, gee my die nommers, toe val het maar neer op Jeremiah 33 vers 3, wat sê, call upon me and I shall answer, want toe sê sy vir my, dis God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees, en dan jy. En toe sê ek, wat dan deel, toe sê ek, want daai drie enige God sê, jy mag net een man en jy mag nie op hom cheat nie, sê. Dit is lekker. So, hoe voel dit vir jou, Roa, om met evangelis getroud te wees? Wat soos wat julle nou gesê het, daar is al 27 besprekings vir volgende jaar, maar daar is net 12 maande. En dis nie alles in Suid-Afrika nie, ek weet, want julle gaan orals. Hoe voel dit vir jou by die huis? Hoe lyk jou normale, dan nou, as hy nou 'n week weg is, of 2 weke weg is, partykeer, wat sal jy vir ander mense sê wat in dieselfde posisie is, of mense wat nou besig is om 'n besluit te maak, en hulle hoor dit dalk, en hulle sê, okay, die Here sê ek moet dit doen, en hy moet ons eerste liefde wees?
hoe lyk dit vir jou aan die ander kant? Want ek is seker dit is nie altyd maklik nie. Jy laat dit maklik lyk, omdat jy deur 'n ring getrek kan word en pragtig is vir die wat nie weet nie. Sy is stunning. Die mense kan dit regtig baie mooi sien. En hoe lyk dit vir jou? Soos uit jou hart uit as jy nou met die ander vrouens moet praat? Daai vraag word nogal baie aan my gevra. Ek weet nie. Dit is, ek moet eerlik sê, dis vir my, dis moeilik met tye. Ons het 2 klein seentjies, altyd moet sterk wille. So daai facet van die familielewe kan 'n challenge raak as mens alleen is. Maar om eerlik te sê, dit is so 'n joy. As ek altyd die getuienisse kry, dis hoekom ek nou vir die kameraman sê, as jy getuienisse soek, kom saam op 'n crusade, dis baie. As mens daai goeters, as mens dit kyk en mens kyk daai video's en mens hoor die span wat bel en sê, hoorie, hier's 'n ou, hy het 'n siekte gehad, sy gesig was geskaar soos wat hy geval het, wat hierdie ding om so Epilepsie. Ja, wat is die regte woord, nie possess het, so getorment het, en hulle getuig oor hoe die ou vrygemaak is deur die Heilige Gees. As mens daai goeters sien, dit is so 'n encouragement, want dan, ek sê altyd vir die seentjies ook, ek sê dis hoekom pappa weg is, en dit is sy calling, ons calling is om by die huis te bly, en om te rejoice saam met dit is ons bietjie wat ons vir die gospel suffer. So, ja, daai testimonies is my kos, dit maak dit alles die moeite werd. Ja, dis nie altyd maklik nie, om die mamma en die pappa dan te wees, maar dis 'n joy. Dis 'n joy om bietjie te kan suffer vir die gospel. Ek bedoel, ek was nog nie onderste bo gekruisig, soos Paulus wat gesuffer het vir die gospel. Ja. So ek count dit, dis my deel wat ek doen, en ek is besig deur die week. Ons het kantore met mense wat daar werk, so net om die kalender te manage is al klaar very time consuming. Ja, maar dit is 'n joy. Dis 'n joy om die gospel te kan preek, en dis 'n joy om die krag te sien, want dis nie net gaan preek nie, mens sien die transformation. Ja. So dit is vir my 'n groot encouragement. En ek dink is ook lekker as mens weer terug gaan na 'n dorp toe. En ons het nou net daarvan gepraat. Jy was nou al 'n paar keer hier, en dit is vir ons lekker, en dit is vir ons lekker as jy kan saamkom, regtig. En want jy encourage nou weer vrouens in 'n ander manier. Weet, jong meisies en vrouens en ouer dames. Ek weet jy gaan nou oor volksskool nou in Augustus gaan jy nou kom praat oor bietjie oor identiteit, en ek dink 'n lot dinge soos wat die Heilige Gees op jou hart gaan lê. So ek wil dit half net noem, ons sal half 'n insert sit met al die info ook, en dat mense net dit sal bywoon. Want baie mammas weet nie. Ons het nou gepraat van die generations. Weet, ons kan nie sê my ouers is awesome, Christus se ouers is awesome, maar daar's sekere dinge wat hulle net nie altyd gedoen het, want hulle het nie van beter geweet nie, because my people perish, né? Soos wat die Here sê. So ek sien daar so 'n videoetjie wat die rond te doen van 'n ouma grootjie wat die klip gee vir die ma, wat die klip gee vir die dogter, en dan by die dogter stop dit en sy sê nee, ek gee jou 'n kroon. Is dit nie awesome nie? Daai ek het nou ons gaan dit as 'n insert ergens gebruik, en my hart bloei sommer so, en ek is soos, dis wat ek vir my dogtertjie kan doen. Hoe awesome is dit? Want al die fight wat mens nou fight in die gees, is goed wat ons kinders nie hoef te doen nie. Hulle gaan hulle eie dinge, ek verstaan dit. En so ek's baie opgewonde, en ons kan sien wat gebeur as jy elke keer terugkom na 'n dorp toe. So, baie mense sê, verstaan, hulle kyk na die evangelis, en ek dink nie hulle besef wat dit kos nie, vir 'n gesin, vir 'n huwelik, as dit nie so sterk is soos julle sin nie. En hulle het dan dinge te sê. Want hulle dink die evangelis kom en dan gaan hy uit. Maar dis juist daar waar die discipleship moet gebeur. Dis hoekom mens moet kerke hande vat, soos dis hoekom ons submit onder Wimpie, ons pastoor, en Werner hulle, met wat hulle doen, sodat ons almal accountable kan wees. Want dit is lekker om terug te kom, want jy sien die transformasie ewen in ons eie dorp. Ja. Die mooi goed wat al hier gebeur het, is incredible. So, ek wil gou vinnig vir my pragtige man vra. Ek kyk heeltyd vir hom en ek is soos, ek is so hartseer. Nie omdat ek hartseer is nie, omdat ek net
Dis verlief is vir ek dink dit is altyd maklik vir jou. Nee, met my partykeer nie. Maar ek wil jou net honor vandag, my man. Want ek weet jy dankie. John Drang. Ek het nie gedink ek gaan nou huil nie, maar wat ook al. Maar ek weet Jesus het jou geroep vir soveel meer. Nie om in die background te wees nie. Want jy is die priester en die koning en profeet van ons huis, maar ook van 'n gemeenskap van mans doen jy so baie. So, ek wil vir jou vra, hoe lyk dit vir jou in ons huis? Ons het nou kinders, wat sal jy vir mense sê, as hulle rolle nou soos ons dinge gelyk het? Jy wat nou nog 'n bietjie in die marketplace nou nog op daar moet gaan, disciple, in 'n groot plek. So ek het bietjie vroeër die jaar toe ek is nou nie in beheer van Elvira se kalender nie. En ek dink daar so is 'n bietjie van 'n voordeel as jy daai job het om die kalender te manage. So ek het vroeër die jaar so vir Elvira gevra, kom ons net kyk hoe lyk jou kalender. Ons het 'n app wat ons gebruik, as sy iets opsit, dan kom dit dadelik by my foon ook, so ons kan dit goed so sien, en sy moet dit opsit vir my om dit te kan sien. Ja. En sy maak op en sy sê, "Oeg, die ministerie het gaan goed, dis hierdie naweek daai. Ek sê, kan jy ons ook gou 'n bietjie inpensel?" Jy het my so gevat. Want ons sit ook met 2 kinders en hulle het maar 'n bietjie mamma tyd nodig. So ek dink dit is belangrik vir mamma om ook bietjie by die huis te wees. So sy was so 'n paar maande vol en toe begin haar so oop stukkies, en ek sê maar sit ons bietjie in daar sodat ons ook bietjie van jou kan kry. Hierso by die koffiewinkel is dit elke dag is daar mense wat inkom en bietjie by haar wil inplug. So dis heeltyd die mense wat sy bedien en dit charge haar op. As sy so met mense werk, dit charge haar op. Dit is absoluut haar calling. Dit sal my leegmaak as ek heeltyd so moet wees. Dis nou nie waar ek is nie, maar nee, dit is 'n uitdaging. Ek stem saam, dit is bietjie challenging. Daar is maar bietjie tye wat ou voel jy wil net so bietjie terugtrek, bietjie ook van mamma by die huis en tyd saam met haar spandeer en so aan. Maar daar's 'n reward as sy terug is en jy kan sien, wow, sy is gecharged, die excitement wat sy het en die terugvoering wat sy gee van die events en die verskille wat sy kry. Ek meen as sy van die event af terugkom, dan sit daar's 3-4 mense wat al klaar geboek het, wat ook iets hier verder wil doen en so aan. So ou moet die groter prentjie sien. En ou moet verstaan dat haar calling is om mense vir die koninkryk te red. Mense vir die koninkryk te siele te wen vir die koninkryk. En ja, bietjie minder van jouself. Ja, en nou toe te laat daarin. Ja. En dan net so af en toe net in te check, hoorie, laat weet my as jy ry en as jy daar kom. Daai is nogal 'n uitdaging. So die trekker werk so as hy ry om so dop te hou. Kyk, jy het op die trekker, ek ook op. Ek het dit eers onlangs het ek die openbaring gekry, ek het hom altyd gebel, maar hy is baie getrou om te sê, hoorie, ek is nou hier of ek ry nou, maar ek is altyd so op die pad, dan raak my soms bietjie, so nou trek ek hom nie. Dit is lekker. Christo het een aand het ons na ek het gedink ek gaan so 2 ure wees. Ek het dit nou nog nooit weer gedoen nie. Prys die Here. Dis 'n plek net hier buite Heidelberg, so 'n halfuur, hè. Ja, begin maar. Mooi begin. Ja. En ek is daar na toe en daar's seker so 30 vrouens daarso en ek sit my foon op airplane mode dat ek nou nie ongeskik is as my foon nou besig raak nie. En ek sou seker nie later as 7 uur by die huis gewees het, 5 tot 7. Toe so 12 uur toe dag Christo met die kinders aan 12 uur daarop, want ek het glad nie die tyd gesien nie. Dis is baie swak verskoning, maar dis baie belangrik om ander mense in gedagte te hou, want mense is so besig met Jesus is goed en dink jy dis nou 'n mooi ding, maar realiteit gaan ook nog aan.
John Dry sê nou vir my wat die video's en alles doen, hy sê partykeer lyk dit net of jy in 'n eie wêreld is, maar goed dan, want ek is. Ja. En ek is seker jy ook en ek is seker jy ook mens is maar daar so in jou spasie en partykeer vergeet mens maar van die ander belangrike dinge wat die dinge nou weer gom aan mekaar sit. Maar ek wil vir julle gevra het, julle kinders. Ek het nou al 'n paar getuienisse van die kids, weet soos, vertel vir my asseblief van, daar's een keer wat ek dink een van die kinders vir 'n onderwyser gaan bid het. Dat iets het gebeur, ek weet nie wat dit was nie, maar soos, omdat jy nou bid vir mense, weet soos, vir genesing en vir alles, hoe mimiek julle kinders julle? Ons kinders doen baie goed. Wie sê dit? Ek sal een ding sê, ekskuus, so omdat dit nou Sondag Vadersdag is, het ons nou sommer gister Vadersdag geselebrate omdat dit nie Sondag al is nie. Ek sê net ingooi, ek dink een van my grootste voorregte was my een seentjie, sy juffrou Soraya, ek sê dit sommer, sy's regtig amazing, ook 'n amazing geesvervulde kind van God. En ek kry baie reg met ons jongste, maar sy het altyd op Vadersdag en op Moedersdag en soos sy vra, jy weet, pappa hou van, en dan moet hulle nou sê. En ek dink een van die grootste voorregte vir my was dus my seentjie het terugkom en op sy lysie het gestaan, pappa hou van Jesus en hy hou daarvan om tyd saam met Jesus te spandeer. Oh, wow. En dis vir my voorreg. Ja. So net om aan te gooi, maar jy Maar ek dink ook, dis een ding wat ek regtig waardeer van Israel is, hy's baie weg, maar as hy by die huis is, dan sy daar. Gefokus. En hy doen wat die seentjie, hulle het goed wat hulle like om te doen, hulle wil net gaan bal skop in die parkie, so hy staan, ek weet nie hoeveel keer het hy daai bal op en af geskop in die parkie nie, maar dan doen hy dan doen hy dit, maar ja, kinders is vreemde goed, hulle watch jou baie attent en hulle hou jou dop. So ja, dis 'n voorreg om vir hulle te kan, so ver mens kan, hulle sien pappa preek en mens wys vir hulle die video's. Hulle gaan min saam op 'n crusade, maar hulle weet wat gebeur daar en hulle was al saam. So ja, we are in this world. We are not of this world. Ons kinders is in 'n publieke skool, so daai kant van die lewe gaan aan, maar ek moet sê daai manne staan mooi vas en ek kan nou net vir Israel eer die voorbeeld wat hy vir hulle gee, van om bold te wees en om so secure in jou faith te wees. So daai manne en van my kant af wat nie by die huis af is, ek sien die vrug van die saad wat roa. En dis waar ek haar honor. Die Bybel sê gee vir God glorie, maar eer die wat eer. En dis waar ek kan sê hulle standvastigheid, hulle verhouding in Jesus gaan alles oor ons haar ouers is gelooflike mense en dit wat hulle saai in die kinders en my skoonpa en skoonma en my ma ook het al gekom en gesê, jy weet, hulle het al gesê, jy weet, wanneer ek nie daar is nie. Soos wat dit vir my maklik maak is, as ek vinnig kan sê, soos wat vir my maklik maak is soos baie mense sal kom en sê, jy moet nou watch om so baie van die huis af weg te wees, jy moet laat jou kinders met verwerping sit op die ou en op daai goed, iemand soos my skoonpa, hy weet dit, maar ek beskou hom as 'n beste vriend, maar my skoonpa sal na my toe kom en hy sal my op my skouer tap en hy sal vir my sê, luister, daai selfe Heilige Gees wat jy vertrou om die spirit of adoption vir ander mense te word. Hoekom vertrou jy hom nie om jou kinders se pa te wees wanneer jy weg is nie? So hulle bemoedig. En waar ek vir Roa kan eer, Roa kom in en sy bemoedig. Sy sê, maar julle kan daai verhouding met die Heilige Gees hê. En hulle antwoord dit. En partykeer is daar manifestasies, nê, van mense wat moet vrykom. Ek weet nie of jy dit op hierdie podcast kan sê nie. Ja, ons kan. Maar my manne staan vas aan die been. Hulle moet die bonatuurlike sien. En hulle moet die krag kan sien, want hulle moet weet, dis nie pappa wat hom uitdryf nie. Dis pappa se verhouding met Jesus. Dis Jesus in ons wat die wêreld oorkom. En dis waar Roekie geëer moet word, want dit wat sy saai, wanneer ons nie daar is nie, ons sien die vrug.
En dit maak dit maklik, want ek hou my manne dop, hulle identiteit is in Christus. Hulle sit nie, en ek vertrou dit sal wees tot Jesus terugkom, hulle het nie verwerping in hulle hart nie. Jy weet, soos hulle sal goeie sê, soos maar ek is nie alleen as 'n maatjie nie met my wil pouse speel nie, want ek het die Heilige Gees by my. Hy is my, want sy sê, jy maak hom jou beste vriend. Sy Here. Ja. Ja, en hulle is kinders, hulle is nog klein. Dis nou nie asof ons kinders nooit stout is nie. Hulle is besig. Nie alles wat in daai paartjie gebeur is van die Heilige Gees. Definitief nie. Definitief nie, maar ons buig try maar die boompie by. Ja, Soveel soos wat ons kan, ja. En ek dink hulle sê children are great imitators, so we should give them something great to imitate. Ons nou vir die Engelse mense dat niemand nou voel ons het nou enige Engelse goed uitlos nie. So ek het hom net lekker gehad daarso. Want hulle doen regtig eerder wat ons doen, hulle doen nie altyd wat ons sê nie. Ek kan onthou toe hulle vir ons kinders gevra het, wat doen mamma byvoorbeeld by soos wat doen mamma? Nou het ek gedink, yes, sal hulle nou die koffiewinkel noem, sal hulle nou wat? En toe sê hulle, o, mamma werk vir Jesus. Dis so. En toe sê ek vir my man, wow, Ja. Ja. dis dit. Nee? Liewe, wat sê hy? Ja. Liewe Jesus, Ja. Ja. soos dit is wat ons wil hê ons kinders moet onthou, want die ander goed maak nie saak nie. Ek weet ons is in hierdie wêreld en ek weet ons moet 'n verskil maak met wat ons het in ons hande. En ek glo Jesus gaan vir ons 'n paar vrae vra. Ek's besig om 'n lysie te maak van wat dit sal wees. Ek weet nou nie, ek kan nou nie daar bed obviously nie. Maar ek dink hy gaan vra nommer 1, het ons sy seun verwerp of aanvaar? Ek dink dit gaan die heel eerste ding wees wat Definitief. wat het jy dit gaan met- wees, wat jy met né? Jesus gedoen. En dan gaan hy vra, het ons geleer om lief te hê, want the perfect love casts out all fear, maar ook al die ander dinge, want God is liefde. So het ons geleer om lief te hê, want then we would have died to self, dan sal daar nie offense wees nie, want offense, dis verskriklik. En dan dink ek die derde ding wat hy gaan vra is, wat het jy gedoen want ek met vir jou in jou hande gesit het? Want dit wat hy vir ons, net wat aan hierdie tafel is, in ons hande gesit het. Nie net die verantwoordelikheid van ons kinders nie, maar die verantwoordelikheid van soveel ander dinge ook. Want ek nooit gedink die Here sal my vertrou of vra nie. En die oomblik as jy besef, net daai Heilige Gees wat sê, hey, ek kies jou. Daai spirit of adoption, nê? Dit is so awesome. Ons praat nou noem jy ietsie van is bietjie, party mense dink partykeer as mens soos wat Jesus sê ons moet doen. Raise the dead, cast out demons. Verstaan, wanneer ons hierdie goeders doen, dan dink mense ons is in 'n kult. Ek kan onthou, my skoonpa sal my vergewe. Ek kan onthou toe Christo gedoop is in die OGS Kairos kerk en ek is baie lief vir my skoonpa en hulle het al soveel dinge gedoen. Maar ek kan onthou, wat het jou pa vir jou gesê? Jy is klaar gedoop. Jy's nog te klaar. Ja, kyk, my eerste ondervinding, ek het ook my eers laat bekeer, ook maar lekker eers in die wêreld gewees. En ja, my eerste ondervinding in 'n AGS kerk het ek gedink, hierdie is 'n kult. Hierdie is nee, die mense is almal, hulle gaan almal verkeerde plekke toe. Wimpie sê altyd toe staan, you just shoot op 'n piek. Ja. En so ja, en ag, dit was, ek en Alvira het getrou en soos 'n light switch, so ons op honeymoon was toe gebeur dit so. So ons is op honeymoon en ons bel huis toe en sê waar kan ons betrokke raak. En toe ons nou terug is, toe is dit nou, ek maar, wat 'n kerk toe gaan ons? Ons is agtergrond, is 2 verskillende kerke. En ek is soos nie, ek sien manne in die huis, hoekom, wat nou, hoe gaan dit nou verander? En daar het seker 2 weke wat daar so 'n bietjie van 'n wrywing was, die gesprek het maar stil gestaan. En die Here sê vir my, dit gaan verkeerd wees vir my om haar stil te maak. En daai bly nou nog by my. Ek moet haar nie stil maak nie. Hy het haar geroep, hy het haar stem gegee en die boldness gegee om aan te hou praat en dis wat sy doen. En ek sê toe, okay, dis reg.
En hy sê vir my, jy gaan nie jou geloof verander, jy gaan verander hoe jy dit toepas. En ek is soos, okay, daai tyd nog lekker in die IT en ek sê is reg, ek sal skuif, maar ek gaan agter die rekenaar sit in die kerk en die koortjies doen. En agter daai rekenaar het daar amazing dinge vir my gebeur. Dat ek baie keer wakker skrik en dan moet ek gou vinnig gaan na waar die liedjie nou is en dan worship ek hier agter. En ja, so toe vir my Paulus sê ons gaan nou daartoe skuif, toe sê hy eers ding, maar jy is gedoop. Onthou net dit. Jy is al gedoop. En ons pastoor daai tyd Kobus Massyn wat ons gedoop het, kom toe ook na ons toe en hy sê so wanneer doop ek julle? Die presiderende pastoraat het hom ook vir Kobus krokodil genoem want hy wil almal water toesleep. Ja, jy's ook krokodil, is jy nie ook 'n krokodil? En ek sê vir hom, hoorie nee, ek is al gedoop. Hy sê, "Great, wat onthou jy daarvan?" En ek sê vir hom, "Ek weet wat jy doen." En die Heilige Gees net daarso so het so begin werk. En nie lank daarna nie toe doop ons. My ouer was daar. Ek is baie dankbaar dat hulle daar was. Ja. Ek dink my maale was net bly. Hulle wou nie strei, was so lank al net iets gebeur met dit. Kom ons hoop dis dit. Ja. Maar ek dink dit maak nie saak waar jy jouself bevind nie. Ek dink die common thread is eintlik presies hoe jy begin het. Is daai ontmoeting met die persoon van die Heilige Gees. Ja. Daai ontmoeting van die persoon van die Heilige Gees, selfde jy op baie jong ouderdom. Hulle het my toe ek in 4 was, bel hulle met my maale. Hulle moes spesiale soos dokumente teken sodat ek gedoop mag word. Ek is obviously nou dit nou nie soos jy nie. Nou weer gedoop en ek het alweer gealtaar kol en ek het toe nou weer paar keer en toe sê Here soos nou sit klaar. Ja. Nou speel ons nie meer nie. Maar ek kan onthou, ek kan dit in my hart onthou. So as iemand vir my vra hoekom doen ek wat ek doen? Want ek voel dit in my siel. Ja. Ek wonder nie daaroor nie. Elke keer as Petro of Christo of as iemand vir my vra, hoorie, raak jy nie op jou senuwees nie? Ja, natuurlik. Ek is 'n mens. En as dit nie was dat ek doen wat ek doen vir Jesus nie, dan kon ek maar baie ander dinge gaan doen het, seker. Sekerlik soos julle ook. Maar daar is niks so special om te weet dat wat Jesus in jou hand gesit het, daai derde vraag wat ek dink Jesus gaan vra. Maar ek het jou geroep om dit te wees. Maar nou doen jy dit. Want ek het gepredestined dat hierdie die impak is wat jy gaan maak vir my koninkryk op die ou einde. Ja. Wat is die sacrifice dan vir die gospel wat enigiemand maak? As mense, 'n vriendin vra vir my, hoorie, Alvira, waar is al die ander mense wat nou reg langs jou geloop het toe ons hierdie ding gedoen het? Ek sê my vriendin, nie almal volhou nie. En dis die ding. Jy kan dit nie uit jouself uit doen nie. Ons weet dit, jy weet dit, jou kinders weet dit. En ek dink uit hierdie hele ding uit, bid ek dat mense nou daar waar hulle is. Regtig net, as jy ons dalk in 'n gebed kan lei. Waar mense net daar, by hulle self, in die kar, by die werk, waar ook al hulle is, en jy hoef nie op 'n slegte plek te wees nie. Maar is jy daar waar Jesus sê jy moet wees, en hoor jy die Heilige Gees, en doen jy wat hy vir jou gepredestined het om te doen? Wat staan in jou scrolls? As mense nie dit verstaan nie, dan kan hulle bietjie hulle eie navorsing gaan doen, nee. Ja. So ek dink, dit gaan alles kom terug na die Heilige Gees toe. Ja. Ja, en om faithful te wees. Daar's mense wat hulle moet mammas wees. Hulle moet agter die kant, hulle moet agter die rekenaar werk. Hulle moet 'n kantoorjob doen. Daar's nie 'n groot roeping en 'n klein roeping nie, want die influences is dieselfde, maar dit gaan alles oor om faithful te wees. Dit is vir my so mooi wat jy gesê het, wat Jesus in jou hand geplaas het. En ons het altyd hierdie view van, ja, maar die ou preek op die stage. Dit wat ek hier in die kantoor doen, dit beteken niks nie, maar ons view is eintlik so verkeerd. Dit gaan nie oor dit nie, dit gaan oor jou faithfulness. Jy gaan die Here vir jou vra, was jy getrou? Hy gaan nie vir my vra, dankie tog, by hoeveel crusades het jy gepreek nie. Ek is so bly, want ek sou dit dan nie gemaak het nie, want dit is by 0. Maar hy gaan my dalk iets anders vra. En Israel is faithful met dit wat die Here vir hom gegee het, en selfde met julle en almal wat in hierdie kamer sit, dit gaan alles oor om getrou te wees, en die Heilige Gees help ons met dit. Ja. Amen.
om met jou te add, dis baie mooi. Om te add is dat die woord sê in 2, ek is 'n baie groot voorstander vir dit, dat in 2 Korintiërs 1 vers 22 sê die woord, een van die werke van die Heilige Gees is hy seal our salvation. En dis hoekom toe jy nou gesê het, weet jy wat gebeur as die Heilige Gees inkom? You love a person you've never seen before. You're gonna see him. But you've okay, miskien het jy dalk 'n Paulus ontmoeting gehad waar Jesus aan hom verskyn het, maar dis hoekom jy nie vir iemand kan verduidelik om te sê, jy weet, jy kan nie met jou, ons kan nie met ons aardse tong verduidelik, why are we following iemand wat jy gehoor het 2000 jaar terug gesterf het en jy glo hy het opgestaan uit die dood uit. Dis die werk van die Heilige Gees. Dis hoekom jy nou gesê het, soos ons praat oor ons vaders en ons broers en wat ons ook almal eer. Maar as jy in Handelinge 7, wat die dispensasie is waarin ons nou leef, in Handelinge 7 hoor jy 'n man by Stefanus, vers 51 kom hy en hy sê vir sy vaders en sy broers. Hy sê nie julle het vir God weerstaan nie. Hy sê nie julle het vir Jesus weerstaan nie. Hy sê julle het die Heilige Gees weerstaan, hoor? Soos julle vaders gedoen het, so doen julle. En dis op niemand gepik nie. Dis wat die woord hierso sê. En wanneer die Heilige Gees inkom, dis wanneer jy vat iemand soos in 1 Konings 3, sien jy koning Salomo moet nou oorvat by sy pa. Maar omdat hy sy pa se lewe gesien het, dis 'n man, sy pa was 'n man wat gesê het, vat alles, net nie jou gees van my af. Ja, wow. Want sy pa, Dawid het al gevoel, wanneer die Heilige Gees hom convict het en gesê het, ek gaan nou van jou wegstap, omdat jy in adultery geval het. En hy, daai tyd was hy nog nie gebore nie, maar die getuienis gehoor, dat die Here het hom restore, vir sy pa restore en vir hom Salomo vir hom gegee. Wow. En hoe die getuienis uitgekom het deur Bathsheba en koning Dawid wat wou regmaak, en hier kom koning Salomo en nou word hy deur uit adultery wat gerestore is, regmaak en nou moet hy oorvat by sy pa. En hoor wat doen hy, want sy hele lewe lank hoor hy seker, sy pa sê, whatever jy doen, don't grieve the Holy Spirit. Ja. Whatever jy doen, papa weet wat dit was om die Holy Spirit een keer te, om gaan omval om by die stoel, maar, en hy sê, moet net nie dit, en hy lees toe seker, Psalm 51, sy pa se Psalm, I've sinned against the Lord, en hy sê, take not your spirit, restore unto me my salvation, en hy praat al die goeders, en hier kom hy in, en nou is dit sy beurt om oor te vat, hoor wat doen hy, want nou het sy pa vir hom 'n legacy gelos, hoor wat doen hy, hy vat sacrifices en hy is in die berg in, en hy sê, I'm gonna seek this Lord, van my pa, en hoor wat gebeur, omdat hy 'n hunger gehad het, to want God's will, om God se wil te hê, gaan soek hy hom, in 'n droom, kom God na hom toe, en God vra hom een vraag, wat soek jy? En dis wat ek die luisteraars vandag wil, as God aan jou verskyn, hy sê, wat soek jy? Hoeveel gaan vra 'n BMW? Of, ek wil nie meer Fortran nie, maar Toyota. Ek weet nie, of, verstaan jy, ek wil eerder nou Coke drink in plaas van Twiza. Dis die vraag, dis, hoor wat sê koning Salomo, want God, hy weet nou, God het hom geroep om hierdie generasie oor te vat, en om sy volk te lei. Hy sê, al wat ek soek is, wysheid, en insig, en hy weet daar's 'n wysheid wat van die Heilige Gees afkom, want sy pa het vir hom gesê, en hy sê, soos my pa, hierdie volk gelei het, so wil ek, en raai wat gebeur volgende, God sê vir hom, omdat jy nie gevra het vir goud en silwer nie, jy het nie gevra vir 'n lang lewe nie, ek kom net tot by 'n punt, omdat jy nie gevra het vir die lewe van jou vyande nie. Ja. So hier's die eerste ding voordat ons bid, is, vergeet van jouself. Ja. Vergeet van om 'n lang lewe te hê, om die show te vat, maar om eerder te kom en te sê, want jou eerste gebed moenie wees, Here, salf my nie. Jou eerste gebed moet wees, ek kort 'n nuwe hart, wat jy kan vertrou. Ja. En na jy daai hart gegee het vir die Heilige Gees seël dat Jesus is koning, jou volgende ding is, okay,
Want dit was nie Jesus, in die skrif kan jy dit lees, dit was nie Jesus se wil om op die kruis te gaan sterf nie. Hoe weet ek dit? In die skrif sê hy, Lord, let this cup pass from me, nevertheless, not my will here, but thy will. Ja. Ja. So dan, om dan in te kom sê, okay, ek wil nie meer my eie wil hê nie, want my te veel in moeilikheid gekry. Ja. Your will be done. En dan kom God en hy sê, okay, omdat jy nie gevra het vir goud en silwer nie, omdat jy nie gevra het vir 'n lang lewe nie, omdat jy gevra het vir die lewe van jou vyande nie, want baie mense wil ook die Here se wil hê om ander verkeerd te bewys. Ja. En daai hartintensie is nie reg nie. Ja. I've been through it. Net 'n getuienis toe Jesus ons bless met iemand wat hy op ons pad gestuur het om ons met iets te bless. 'n Finansiële blessing, toe dit by my rekening inkom daai oggend, toe ek dit sien, die eerste ding wat ek toe opspring is en ek sê toe, okay, al hierdie mense wat gesê het, jy gaan dit nie maak in die bediening nie, en jy en jou sekte, en jy en jou Here, jy en jou Heilige Gees. Okay, kom ons kyk nou, waar gaan julle nou praat? Onmiddellik sê die Heilige Gees vir my, hier's nou jou volgende challenge, trots. Ja. En wat doen ek volgende? Ek pluk 'n blommetjie, en ek sê vir Roa, hierdie gift is joune, ek gee dit vir jou. En sy sê vir my, hoekom? Ek sê vir want ek kan dit nie hanteer nie. Sure. Want ek sal enige iets neersit wat die plek van die Heilige Gees in my hart kom vat. Amen. Tot die roeping. Want ek kan jou sê, ministry kan ook 'n afgod raak. Ja. Bediening kan ook 'n afgod raak. En ek het dit vir haar gee en toe sy vir my vra, hoekom gee jy dit vir my? Sê ek vir want ek kan nie hanteer, sy sê vir my, gee dit my, ek sal dit hanteer. So ja, sy kan dit doen. So langs toe rekord maar, hoor wat sê Jesus, nou kom koning Salomo in 'n droom. Kom wys hy. En mense vra partykeer, maar hoe weet ek wat is God se wil vir my lewe? Dis in die laaste dae sal God met ons praat deur drome en visies en ore. Die ding is hou op stres of hy wil praat. Klim in Ja. en sê ek move nie verder nie voor u vir my bevestig wat my roeping is nie. Amen. Dis wat dit so maak. Die Here sê julle het nie want julle vra nie. En hy sê en julle het nie want julle vra, maar julle vra mis for your selfish ambition. Nou sê, maar hoe weet ek of dit my selfish ambition is? Vat dit soos 'n kind voor die Here en sê vir hom, Here, ek weet nie of my hart reg is in die ding nie, maar blykbaar gee jy nuwe harte ook. So ruk daai hart uit. En sit 'n hart van vlees in en praat met my. En dis net een voorbeeld van koning Salomo. Here het na hom toe in 'n droom gekom en vir hom gesê, ek sê vir my seuns, wanneer ek by die huis is, sê ek vir my seuns, julle gaan slaap nie in pappa se teenwoordigheid. Nie voor jy op jou knieë was en jy sê, good night Vader, good night Jesus, good night Heilige Gees, en ek vra asseblief, wys my purpose hier op aarde. Wow. Gee my eerste ewige lewe, maar wys my purpose hier op aarde. Hoekom doen ek dit voor hulle gaan slaap? Because God is the one that speaks in dreams. Ja. Werk met 'n plan. Ja. So gaan na die Vader toe en sê, show me my purpose. Ja. Maar dan moet jy ook weet, wanneer God met jou praat, gaan dit partykeer wil ek jou encourage. Soms gaan dit in die begin nie maklik wees nie, want almal ondersteun jou in hierdie rigting af. En dan kom God en sê, hy gaan either vir jou sê, keep going, doen dit, of. En die laaste ding wat ek sal wil sê is nie almal moet voltyds in die bediening wees nie. Dis vir ons dit mis. 'n Roeping, soos my vrou gesê het, kan wees om 'n ma te wees. 'n Roeping kan wees om 'n onderwyser te wees. Toe Jesus in Handelinge 1:8 gesê het, jy sal krag ontvang om te getuig, to witness. Daai krag wat hy gesê het, wat die Heilige Gees, wat ek sê wanneer die Heilige Gees oor jou kom, almal of nie almal, meeste mense in Suid-Afrika dink dis net vir die pastoor, dis net vir die evangelis, dis net vir die profeet. Maar jy daai krag van die Heilige Gees nodig. Ons het dit nodig om ons onderwysers het die krag van die Heilige Gees nodig.
Ons prokureurs het dit nodig om op te hou jok in die hof. Ons CA's het dit nodig om op te hou steel. Saggeus, die Heilige Gees moes hom getuig aan hom. En ons het daai getuienis, daai witness beteken nie to preach the gospel nie. That witness is to live a lifestyle wat mense aanlok en sê, maar hoekom steel jy nie? Hoekom jok jy nie? Hoekom is jy daai amazing ma? Ek sê seker, hoekom het my ma as my kamerdeur toe is daar kom klop en gesê die Here het gesê ek moet kom kyk wat gaan in hierdie kamer aan? Ja. Want is om ons kinders te beskerm. Ja. Ons het almal daai verhouding en die krag van die Heilige Gees nodig. So ask en moenie dink jy gaan voltyds in die bediening ingaan na die Here met jou gepraat het nie. Ons kort voltydse ma's, ons kort voltydse onderwysers, ons kort voltydse afrigters. Julle weet, ek sê altyd, dis 'n ding wat Jesus in my hart gesit het. Suid-Afrika het nie 'n wit president nodig of 'n swart president of 'n bruin president nodig nie. Suid-Afrika het geesvervulde leiers nodig. Amen. Dit gaan oor die Heilige Gees en die verhouding met hom. Dis absoluut dit. Nee, dis absoluut dit. So dis die prayer, voordat jy vra, wat's my purpose? Maak ook seker jy het die born again experience. Want die calling sonder die Heilige Gees, dis hoekom die Bybel sê Jesus was gesalf, Handelinge 10 vers 38, was gesalf met die Heilige Gees en krag. Want die krag sonder die Heilige Gees, you're gonna mess it up. Ja. Maar die Heilige Gees met die krag maak dat gaan jy nie goed net begin nie, jy gaan goed klaarmaak as jy die verhouding met die Heilige Gees het. So eerste ding is Heilige Gees, ek wil seker maak as ek weergebore het ek hierdie nuwe hart wat jy kan vertrou om my purpose uit te leef. Ek sê vir julle, die purpose is sekondêr. Die ontmoeting met die Heilige Gees is primêr. Die born again experience. Ek het altyd gedink die doping van die Heilige Gees is die ultimate. Ek nou daai dag toe ek gedoop word, dis ervaring vir die wat vir my kyk. It's an experience. Nadat jy weergebore is. Nadat die Heilige Gees het kom seël, dit is daar 'n ander ontmoeting wanneer jy krag ontvang en ek het gedink dis die ultimate. En toe kom ek baie vinnig agter, daai ontmoeting is just to get you going. Die ontmoeting met die Heilige Gees sal Jesus in jou bevestig en jou purpose wys. Maar dis die signs and wonders wat jou gemaak tot die einde toe nie. Die signs and wonders is die deur vir Jesus om in te kom. Maar wat ons gaan klaarmaak, is die skrifte, is die skrif, is die woord van God. Maar jy gaan ook nie hierdie verstaan as die Heilige Gees jou oë oopmaak en jou honger maak. Ja, dis die getuienis. So die purpose is God first. En dan daarna vind jy uit, okay, as ek nie môreoggend wakker word nie, Jesus nog nie terug nie, wat wil jy moet ek hier doen? Elkeen het 'n purpose. En ek wil sê vandag, sorry, ek wil net nog 'n ding daarin gooi vandag. Daar's nie een persoon op hierdie aarde wat gemaak is, wat God nie 'n plan en 'n purpose mee het. Ja. Dis die waarheid. Die myn ding is, jy kan hardloop en jou eie goed gedoen het en dan roep hy jou terug en dan sê hy, dis wat ek jou eintlik voorgeroep het. En dis hoe wonderlik God is om te vergewe, om te herstel en om terug te bring. En ek voel net ek moet vir iemand wat hierdie podcast kyk, net vir iemand sê oor Jesus, net gou 2 voorbeelde as ek mag. Net met iemand deel, die Heilige Gees sê ek moet op hierdie podcast met iemand deel. Enough looking back. Jy wil die hele tyd in jou verlede ingaan. En die Heilige Gees sê ek met jou 2 goeters. In Genesis 2 voorbeelde. Genesis het God vir Lot gesê, gaan uit jou verlede uit. En hy het gesê, moenie terugkyk nie. Sy vrou teruggekyk. En she became a pillar of salt. Ja. En die ander plek in Lukas 9 sê Jesus, as jy in my koninkryk wil wees, werk dit so, as jy jou hand op die ploeg sit en jy kyk terug, is jy nie fiks genoeg nie. En ek wil vir jou sê, want baie mense sê vir jou, ja, maar jy moet gaan deel met jou verlede. Dis die probleem. Jy kan nie deel met jou verlede nie. God moes iemand vir jou 2000 jaar terug stuur om te deel met jou verlede. Amen. En by the way, as jy gedoop is, soos Christus, van kop tot toon, onder die water, daai ou persoon is dood. Jy is 'n nuwe skepper. Amen. Kyk vorentoe. Amen. Hardloop. Wat is die liedjie wat jy altyd sing? Kom nou.
Roa, ek weet jy hou nie daarvan as hy sing nie, nee. Maar hier is nou vir die Ek is al so Is jy nou reg al voor, is dit okay? Wat is die liedjie, net die vinnige koris? Die Jy twee kyk wat nie ek terug altyd nie. sing is there is a race that I must run. Yes. There are victories to be run. Yes. Give me power every hour. En dan die ander een is I've got my mind made Yes, up. daai And een. I won't turn back. Ja. Because I want to see my Jesus someday. Amen. Amen. Is dit nie awesome nie? Wat vir my lekker is dat jy ook altyd humor kan inbring. Want daar's genoeg goeders wat mense oor kan frons, nê? Ja. Maar wanneer ons passievol raak oor wat Jesus vir ons gedoen het, dit maak my opgewonde. Dit is my rarig awesome. So as jy vir ons in daai mat baie dankie Roa. Baie dankie Israel. Dankie dat julle hierdie bymekaar gesit het en net gesê het hy ons is daarso. Ek weet julle is besig en dankie vir die werk wat julle vir Koning Lucius doen. Dis vir ons 'n voorreg om julle te kan ken. En dan vir my awesome man, ja, ek so lief vir jou. Dankie dat jy hierdie in die dagboekie gesit het. Ek waardeer. So as jy vir ons kan bid, want ek glo daar's baie goeders wat digitaal uitgaan. Maar ek glo hierdie is een van die maniere hoe party mense wat dalk nêrens kom nie. Hulle gaan dalk nooit na 'n crusade toe nie. Hulle gaan dalk nêrens, hulle word dalk nie genooi nie, want ek seker daar's mense wat ongehoorsaam is wat hulle almoes genooi het. Dis hoe ek partykeer oor hierdie dinge voel. Maar hulle sit dalk in hulle kamer alleen nou en hulle soos, okay, maar hoe? Hoe kry ek 'n nuwe hart? Hoe ontmoet ek hierdie Jesus wat ek al so baie van gehoor het? Hoe ontmoet ek hom? En as jy ons net in daai gebed in kan lei en dan sommer net vir ons sal afsluit, ek sal dit so waardeer. Ja. So 'n gebed wil ek net my vrou ook eer vandag en vir haar sê dankie vir wie hy is. Die baie weet nie dat baie van die vlees wat dood is en om in die gees te leef het jy in my ingesaai, want jy ken Jesus al baie langer as ek. Alhoewel ek dit nie altyd vir jou sê nie. Ons moet ook mekaar nederig hou, maar en dan belangrik vir die huwelik, Psalm 133 sê die Bybel, God seën daar waar daar eenheid is. Amen. En hy sê daar's waar die olie vloei, where there's unity. So jy moet weet, een van die goed wat die vyand altyd wil kom doen is to sow discord, en dis unity. Fight the fight in die huwelik en staan saam. Sy is baie goed, sy het my in die begin geleer om onmiddellik te vergewe. Ek het gesukkel met dit ek weer gehoor is. Maar sy het my, ek was soos sy fake it, dat sy net kan sê, hoorie, dis okay, alles is fine. Of vir 3 ure lank loop ek rond, sê ek's jammer, gaan sy sê, jy het ons nou gesê, dis verby. En toe het ek Jesus se vergifnis geleer en as ek 'n fout maak op die stage of op die verhoog en ek kom af, nou weet ek, as gevolg van as ek sê, Here, ek's jammer dat ek nie dit so gedoen het nie. En hy sê dis okay, dan ponder ek nie 2 dae daaroor nie. So ja, as ek kry, is voorreg om jou getrou te wees, hoor. Dan gaan ons bid. Amen. Net vir die wat graag daar by die huis sit en sê, dis belangrik om net eers te weet dat die amazingste ding wat met jou lewe kan gebeur, is om Jesus te vra om jou eerste liefde te word. Want dit is wat dit is. Lewe hier op aarde, ons is hier nie om jou ma net te ken en jou pa te ken nie, maar om vir Jesus te leer ken, voordat ons die ewigheid ingaan. En dankie vir dit, Jesus. Here, as daar mense is vandag wat vra, want die Bybel sê, Jesus het gesê, kom na my toe. Ek sal jou nooit wegwys nie. En Here, as mense net kan besef, dat hulle moet net reël wees met jou. En net kom sê, maar Here, ek het nog nie daai ontmoeting gehad nie, en ek wil dit nie feitjie. Maar Jesus, gee hulle dan 'n hemelse seatbelt, want ek weet, as hulle uitroep, gaan jy kom vir hulle. En hulle lewens gaan nooit weer dieselfde wees nie. So Vader, ons wil net bid vandag, en net volgens u skrif, net kom sê in die naam van Jesus, dit begin by die weergebore ervaring. Bekeer en kom na Jesus toe. Bekeer beteken jy erken dat jy het alles getraai op jou eie. Jy het alles op jou eie gedoen, maar nou wil jy God se planne vir jou hê. En jy draai terug na hom toe. Jy draai weg van die ander goed af en jy draai na God toe. Here, so bekering en net erkenning. Erken net voor God vandag. Hy soek nie verskoners nie, hy soek erkenners. So kom na hom toe en sê, ek is uitgevang, ek het jou nodig.
Here, daai mense wat na jou toe kom vandag met daai hart. Jy beloof om te vergewe, jy beloof om skoon te was en jy beloof om dan die hart van klip uit te haal en 'n hart van vlees in te sit. Die hartoorplanting. Ons het 'n dokter nodig vir hartoorplanting. Daarom het U die Heilige Gees vir ons gestuur. Want die Bybel sê as die Heilige Gees kom, sal hy ons 'n nuwe hart gee. So ons vra vir dit vandag. En nadat U daai hart gegee het, mag die Heilige Gees inkom, want wanneer die Heilige Gees inkom, dan gee hy drome en visie en hy kom wys die purpose en die doelwit van wat ons voorgeroep is hier op aarde. Heilige Gees, Jesus, ek vra vir U Heilige Gees, want U het gesê drome en visies. U het nie net drome en visies nie, maar enige manier hoe U wil praat. Want ons weet een ding, as U praat, ons sal weet dat ons weet dat ons weet. Iemand vra nou hier op hierdie podcast, maar hoe sal ek weet dit is die Here? Ek wil net vir jou sê, as dit God is, hy speel nie guessing games nie. As dit hy is, sal hy vir jou definitief kom wys. Definitief kom wys. En Here, ons vra net dat almal wat nou kyk om te sê, Here, ek wil U wil, nie my wil nie. Sal U dit bevestig deur wondertekens en in hulle harte en deur die Heilige Gees wat hierdie woord vir ons bevestig. Ons bid dit vandag in Jesus Christus naam. Amen en amen. Amen. Baie dankie. Iemand hierso op hierdie podcast twyfel of dit God se wil was dat hulle in die huwelik moes wees waarin hulle nou is. En die Here sê ons moet net die Heilige Gees sê ons moet net met daai persoon deel en vir daai persoon bevestiging bring om te sê ek sou dit nooit toegelaat het as dit nie ek was nie. Amen. So dit is. Maar die Here sê yield to the Holy Spirit. Die probleem is nie die keuse nie. Die probleem is the yielding to the Holy Spirit. Amen. Dankie. Nou wat 'n wonderlike tyd was dit nie? Ons gaan nou vir enig mens wat wil weet, ons gaan nou eet. Julle moet 'n fenominale dag hê. Dankie.